Sy, baie welkom weer vanaand hier so by ons aanbieding. Dankie Werner en jou span, weer vir al julle reëlings. En is goed om so 'n klomp van julle weer hier te sien. En is 'n paar gesigte wat ek nie gisteraand gesien het nie. Dalk het ek het misgekyk gisteraand, maar soos bly om julle almal hier te hê. Dankie Werner vir die bekendstelling, dankie vir die gebed. Ons gaan sommer wegspring dan dadelik met ons aanbieding. Gisteraand het ons gekyk na die Bybel, die gesag van die Bybel. Hoekom kan ons hierdie boek vertrou bo enige ander godsdienstige geskrif? Hoekom is hierdie anders as die Koran of as die Vedas of as enige van die ander godsdienstige geskrifte? En ons het hierdie boek is anders want die God wat hierdie boek geïnspireer het, weet wat die toekoms inhou. En ons het gesê, daai woorde, the proof is in the pudding, né? Het is baie maklik om te sê, dit en dit en dit gaan in die toekoms gebeur, maar dis eers wanneer ons in daai toekoms staan en ons kan terugkyk en ons kan die geskiedenis van dit sien wat bepaal of dit waar was of nie. As kyk na Daniël 2 se beeld en as jy uitstap, het nog nie so 'n boekie gevat nie, so 'n boekie wat een van my vriende geskryf het oor spesifiek daai onderwerp. En daar's baie meer feitelike inligting in die boekie as wat ons gisteraand gedeel het. Datums en geskiedkundige aanhalings en dinge wat presies daai Daniël 2 beeld bevestig, soos wat Nebukadneser het gedroom het. God sê vir hom, ek gaan vir jou wys wat aan die einde van dae gaan gebeur, ek gaan vir jou wys wat die toekoms van die wêreld inhou. En ons staan vandag en ons kyk terug en ons sê maar, dit wat God gesê het, gaan gebeur, het gebeur, en daarom is die God wat hierdie boek geïnspireer het, betroubaar en waaragtig, en kan ons staan op sy gesag. Dit was gisteraand se lesing. Maar ons is nie hier om net 'n lesing te hê of 'n reeks te hê oor die Bybel en antieke geskrifte nie. Ons is hier omdat ons 'n vraag het. En die vraag is, soos wat dit in die wêreld gaan vandag, het jy en ek nog rede om enige hoop te hê? Soos dit gaan in die wêreld met die chaos wat aan die gang is. Ons dink aan die politieke onsekerheid. Ons het gisteraand gesê, ons leef in een van die mees gewelddadigste lande in die wêreld. Met moord en doodslag en aanvalle en beserings. Ons kan net dink aan die korrupsie waaraan ons blootgestel word in ons eie land en in ons eie werksplekke partykeer selfs in die kerke waarin ons aanbid. En dan vra ons die vraag, is daar hoop te midde van al hierdie goed? Baie van ons is blootgestel aan diep trauma, seer kry. Dinge wat in ons lewens gebeur het. Dinge wat ons dalk nog nooit met enigiemand gedeel het, maar wat ons mee loop. Daar is allerhande siektes, depressie. Dinge wat maak dat ons vra. Die vraag, is daar hoop? Het ek nog iets om voor te hoop? Daar's 'n groot debat in die teologiese wêreld. Die debat is die vraag, bestaan Satan werklik? Is daar werklik 'n persoon, 'n identiteit, wat ons die bron van boosheid kan noem? Of is dit maar net 'n teorie? Is dit maar net 'n gedagte? Is dit maar net iets wat binne in ons geplant is en dat ons eintlik maar die ontstaan van ons eie boosheid is? Ek hoop aan die einde van vanaand sal ons daai vraag kan antwoord en nie met moedeloosheid weggaan oor die antwoord nie, maar met hoop in ons harte hier kan uitgaan. Die eerste mistiese en bonatuurlike gebeurtenis op aarde vind plaas kort na die skepping. En ons lees daarvan in Genesis 3. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy het vir die vrou kom sê, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?
En die vrou antwoord die slang en sê van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die bome in die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en julle mag dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. En toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Ons gaan nie vanaand daaroor praat nie, maar as jy 'n verstaan van die eerste leuen op aarde wil hê, moet jy volgende week se lesings bybring. Want ons gaan gesels oor hierdie eerste leuen wat Satan kom vertel. Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë ook sal oopgaan sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Nou dink net vir 'n oomblik. Jy loop hier in die tuin of in die bos. Die van ons wat lief is vir die bos en lief is vir die veld, loop verskillende diertjies raak, en diere, en partykeer 'n slang hier en daar, maar nog nooit het 'n slang, of enige ander dier, vir wat dit mag werk wees, met my gepraat in 'n stem wat ek verstaan nie. Nou dink nie jouself, jy beweeg deur die tuin, alles is pragtig, alles is mooi, hierdie wêreld ken nog nie sonde nie. En hier begin hierdie dier met jou praat, hierdie slang met jou praat. Ek sou verseker, dink ek, weggehardloop het. Maar Eva het nie weggehardloop nie. Sien, dit is iets wat sy nog nooit ervaar het nie. Nie net die slang se gesprek met haar nie, maar die gevoel van vrees is iets wat ongekend is. Sy het nog nooit pyn ervaar, sy het nog nooit skade in haar lewe beleef, wanneer hierdie gebeur nie. En sy is nuuskierig, en sy is daar by die slang, sy bly nog 'n bietjie langer, en hierdie slang wat sag en mooi met haar praat, het bonatuurlike vermoëns om haar gedagtes te begin beïnvloed. Nou wie was die mag wat agter hierdie slang was? Wie was die mag wat in hierdie slang op daai oomblik was? Ons sê dis die eerste mistiese of mystieke gebeurtenis. Geen dier praat tog met mense nie. En so wie was die dryf agter dit? Wel, die Bybel identifiseer wie dit is. So ons begin in Genesis 3, in die heel eerste boek van die Bybel, in die begin van die heel eerste boek van die Bybel, en dan vind ons die identifikasie van wie hy is, of die verduideliking aan die laaste boek van die Bybel. In Openbaring sê dit, die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word, duiwel en Satan. En as hy by die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Ons gaan later by die res van die teks kom. So met ander woorde, die Bybel identifiseer hierdie slangfiguur as die groot draak, die duiwel, die Satan. So die skrywer van Openbaring, die apostel Johannes, laat geen onduidelikheid oor van wie hy praat nie. Hy is die draak, hy is die slang, hy is die duiwel, hy is die Satan, hy maak seker dat sy lesers presies weet wat hierdie en wie hierdie persoon is van wie hy praat. So van waar af is hy neergewerp? Want Openbaring sê hy is neergewerp. Van waar? Jesus maak die opmerking wanneer hy oor hom praat en hy sê ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Soos die weerlig van bo af kom, so het ek Satan sien van bo af onder toe kom. Hy kom van die hemel af en hy is neergewerp waar? Op die aarde. 'n duiwel, 'n Satan, 'n draak, 'n slang in die hemel. Daai klink nie reg nie. Dit klink nie of dit moet wees nie. Die Bybel ontvou 'n uiters tragiese verhaal. Jy sien, want hierdie persoon, kom ons noem hom maar 'n persoon, hierdie skepsel,
was nie altyd dit wat hy hier geïdentifiseer word as nie. Hy het 'n ander naam gehad. Hy het 'n ander identiteit gehad. Hy het 'n ander karakter gehad. Eens op 'n stadium. En anders as die meeste skilderye, die meeste kunswerke wat hierdie bose skepsel wil uitbeeld, wat hom uitbeeld as hierdie vreeslike monsteragtige wese wat rooi is en 'n lang stert het en 'n vark vashou en net weet vreesagtig lyk. Ek sal ook bang wees vir so ding as ek hom sien. Maar anders as dit, vertel die Bybel vir ons die verhaal van wie hierdie wese eintlik was. En die profeet Esegiel, en ook Jesaja, maar kom ons kom net eers by Esegiel, gebruik die koning van Tyrus of hy gebruik altans 'n verduideliking vir die koning van Tyrus om as simboliek te dien van die verduideliking van iets anders. Nou, die Bybel is vol beeldspraak. Die Bybel is vol simboliek. Maar dit vat nie baie van ons om te sien dat wanneer Esegiel skryf, hy eintlik nie oor die koning van Tyrus praat nie, want hy maak sekere stellings oor hierdie wese wat die koning van Tyrus nie kon wees nie. Dis beeldspraak van 'n ander wese. En hy sê in Esegiel 28, jy was die sielring van eweredigheid. In ander woorde, jy was perfek. Daar was geen oneweredigheid in jou nie. Alles was soos dit moet wees in jou. Jy was vol wysheid, jy was volmaak in jou skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is. Het is baie duidelik dat dit nie noodwendig van Tyrus praat, die koning van Tyrus praat nie. Hy praat hier van 'n ander wese, 'n wese wat in die tuin van Eden was, 'n wese wat perfek en volkome geskape is in skoonheid. Wat ons vandag ken as Lucifer, die engel van lig. Die woord Lucifer is 'n titel of 'n naam wat ons eintlik maar aan hom gegee het. Dit kom nie in die oorspronklike Hebreëse tekste voor. Ons gaan sien wat kom wel daarvoor. Die Afrikaans vertaal dit nogal reg. Lucifer, die engel van lig, bevind homself in 'n verhewe posisie in die hemel. 'n Posisie wat langs God is, maar nie gelyk aan God is. Maar hierdie engel is nie tevrede om onderdanig aan die Skepper God te wees, om as 'n skepsel, een wat geskape is, onderdanig aan God te wees nie. En dan vertel die Bybel vir ons, dan openbaar God vir ons, hoe hierdie konflik ontstaan het tussen God en Lucifer. Sê jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid, hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ander woorde, hier in hierdie perfek geskape wese, ontstaan daar iets soos hoogmoed. 'n negatiewe emosie. En hy raak in Engels sal ons sê op 'n ego trip. Ek wil iemand wees. Ek is nie tevrede met die posisie wat ek het nie. Hy was maghonger gewees, honger vir mag, en hy het die moed om die Skepper uit te daag vir die heerskappy van die heelal. En Jesaja beskryf dit soos volg. Hier is waar ons hy Lucifer woord vandaan kry, die beskrywing. Hoe het jy uit die hemel geval? Die Engelse vertaling sê, ou Lucifer. Die Afrikaanse vertaling vertaal dit reg. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Ster van lig, engel van lig, seun van die dageraad. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil klim
bo die hoogtes van die wolke my gelykstel met die Allerhoogste. En ons sien waar hierdie wese sy identiteitsgedaanteverwisseling begin plaasvind. Dit begin in sy eie hart. Dit begin daar waar hy in rebellie begin kom, waar hy in jaloesie begin sit en dink oor wie hy is. En hy sê, maar ek is nie tevrede met dit wie ek is nie. En hy sê, ek wil gelyk wees aan God. En dit is hierdie woorde uit die engel van lig, uit Lucifer, uit die morgenster se mond, wat die volmaakte liefde en harmonie van die hemel kom skeer. En dit was nie lank voor hierdie ontevredenheid, hierdie gees van ontevredenheid, ook ander van God se skepsele begin beïnvloed het nie. En dis maar soos dit 'n vrot vrug of 'n vrot aardappel maak, né? Alles wat daaraan raak, begin ook beïnvloed raak daardeur. En hierdie rebellie van Lucifer begin versprei na van die ander engele in die hemel. En ek dink by myself, hierdie vraag kom baie na my toe, en ek dink van julle het dit ook al gehoor, maar hoekom het God dit nie net uitgewis nie? Hoekom wis God nie net hierdie bose wese met al sy engele uit, en al die hartseer en probleme waarna ons nou gaan kyk, het net nooit bestaan nie. Want dit spreek teen die karakter wie God is. Want as God op daai manier opgetree het dit beteken dat God vereis geforseerde aanbidding. Dat God laat nie keuse toe nie. Dat God gee nie ruimte vir sy skepsele om teen hom te kies nie. En dat God 'n tiran is. So sou God dit gedoen het, en die ander argument is, maar hoekom het hy net alles uitgewis en van vooraf begin het? Niemand sou ons van beter geweet het nie. Maar God sou geweet het. En God het 'n sekere natuur en 'n sekere karakter waaraan hy getrou is. En daardie natuur en karakter lees ons in 1 Johannes 4 vers, ek dink is vers 16, wat sê God is liefde. En God kan nie liefdeloos optree nie. En as God die vryheid van keuse van skepsele weggeneem het, deur hulle net uit te wis, het God nie meer daai liefdeskeuse toegelaat nie. God wil aanbid word uit liefde uit. God wil aanbid word uit vertroue uit. God wil aanbid word uit keuse uit. Geforseerde aanbidding is die werk van die bose. Keuse-aanbidding, liefdesaanbidding, is die werk van die bron van liefde, God. En so versprei hierdie vrotheid van rebellie ook onder die ander. En vandag beleef ons dit nog steeds, dat wanneer daar 'n rebellie ontstaan, en ons genoeg momentum vir daardie rebellie, dan versprei dit na ander toe. En die uitdaging, wat hierdie bose wese, wat in sy hart boosheid begin ervaar het, die uitdaging wat Lucifer bring, is dat God se wette, God se beginsels, God se manier van die heelal bestuur, is onregverdig. Die uitdaging wat hy bring, is die karakter van God. God is nie wie hy vir julle sê hy is. God is iemand anders. God gee voor. Dit is die aanval wat hy loods. En hy sê, ek kan die heelal beter bestuur. Ek kan beheer neem. En as almal net doen wat ek sê, sal dit beter gaan. En ons sien vandag nog die gevolge van hoe die wêreld lyk wanneer God nie meer volkome in bestuur staan van dinge nie. Satan word toegelaat om die werklike karakter van boosheid te demonstreer.
En jy en ek beleef dit vandag. En hierdie sluipende virus van twyfel en misleiding wat Satan oral plant, neem 1/3 van God se perfekte geskape engele uit die hemel uit weg. En ons lees in Openbaring 12 van wat daar gebeur. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die ou groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei is, neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. En die hemel, die woonplek van God, die troon van God, die teenwoordigheid van God, want dit is wat hemel maak, is God is teenwoordig, word die eerste slagveld waar 'n oorlog plaasvind. En Satan en sy engele word uitgewerp. Maar dit is nie die einde van die konflik tussen God en Satan nie. Al wat gebeur is, dit verander die toneel. Dit verander waar dit plaasvind. En die stryd wat in die hemel begin het, verskuif hier na hierdie aarde toe. En ek staan nie vandag hier nie, want hierdie is die een onderwerp in die Bybel waarop ons die meeste vrae het. Ek staan nie vandag hier en eis dat ek al die antwoorde het oor boosheid en oor die ontstaan van boosheid en oor hoekom dinge gebeur het soos dit gebeur het, want ek het nie. En dit is die vraag in die slim teoloog noem dit theodicy, die vraag hoekom is daar boosheid? En daai vraag is 'n vraag wat duisende jare al die mens tuister. Maar wat ek wel weet, is dit wat die Bybel my leer oor dit. En al is dit klein ligstraaltjies in hierdie donker wêreld, is dit genoeg om vir my te oortuig dat daar 'n bose wese is wat ons tuister. Die Satan kry die geleentheid om 'n regering te vestig, teenstrydig met die regering van God. En daardie regering demonstreer hoe dit sou lyk wanneer hy die heelal bestuur. En daardie regering is hier. En Paulus skryf, ons het 'n skouspel geword vir die wêreld en vir die engele, sowel as vir mense. Hierdie wêreld is die skouspel waarna die heelal kyk, waarna die ander engele kyk, wanneer hulle wil weet hoe dit sou lyk wanneer Satan die heelal bestuur. En dit gebeur hier op planeet Aarde, wat so pas uit die Skepper se hande gekom het. God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En ons gaan maandag aand seker 'n bietjie dieper hier kyk. Perfekte wêreld, twee perfekte mense. Wanneer die Bybel sê God het die mens na sy beeld geskape, beteken dit nie dat ons lyk soos God nie. Dit beteken nie dat ons kan doen wat God doen nie. Dit beteken dat God het ons geskape om op 'n sekere manier soos hy te wees. En hoe is God? God is liefde. En God skep die mens in daai selfde beeld. En dis hoekom jy en ek vandag, ten spyte van hoe sleg dit in hierdie wêreld gaan, ten spyte van al die gevolge van sonde, ten spyte van die teenwoordigheid van boosheid, nog steeds die vermoë het om te kan lief hê. En liefde te kan beleef en ervaar. Want dis hoe God ons oorspronklik gemaak het. Want dis hoe God is. 'n Verhoudingswese. En hy skep ons om verhoudingswesens te wees. En hierdie eerste twee mense, perfek geskape, Adam en Eva, word geseën deur God, en hy sê vir hulle, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel,
en al die diere wat op die aarde kruip. So God skep hulle nie net nie, hy skep hulle nie net met 'n sekere vermoë om verhouding en liefde te kan hê nie. God gee ook aan hulle heerskappy. En God sê, julle moet oor die aarde heers. Maar hoe moet hulle oor die aarde heers? In dieselfde manier as wat God is, in die beeld van God. Hulle moet met dieselfde beginsels as God se koninkryk heers, die beginsels van liefde. En God plaas hulle in 'n tuin in Eden, in die ooste, en hy het daar vir hulle 'n plek gegee. En hy het vir hulle gesê, bewerk die tuin, bewaak die tuin. Dis hier waar julle gaan bly. En God gee vir hulle hierdie pragtige huis. Ontwerp, versier, geskep deur die bron van liefde self. Maar hulle is nie buite die moontlikheid van verkeerde besluite geplaas nie. Want jy sien, as God 'n God is wat keuse-aanbidding wil hê, wat 'n liefdesaanbidding wil hê, dan moet daar op 'n manier 'n keuse gegee word. As God geen ruimte gee vir ons om ons keuses in te maak nie, dan is hy eintlik maar net 'n verskuilde tiran. En daarom vind ons, dit is 'n ander vraag wat ek kry, hoekom is daar 'n boom in die tuin gewees? Hoekom is die geleentheid daar gewees om hierdie vrug te eet? Want God moes aan die mens 'n keuse gee, want dis wat liefde doen. God forceer niemand om hom te aanbid nie. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van die bome van die tuin mag jy vry eet, al die bome van die tuin. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. God sê, gee jou 'n keuse. Ek moet op 'n manier 'n keuse stel vir jou, om 'n besluit te kan maak vir my. Aanhoudend. Want dis wat liefde doen. En dit is 'n redelike versoek, dink ek. Maar dit was 'n groot tuin, en hulle het nog alles buite die tuin ook. Hulle kan eet waarvan hulle wil. Nou, dink aan al die vrugte wat vandag bestaan. Hoeveel meer was daar nie dalk in daai tuin gewees nie? Hulle kan eet net waarvoor hulle lus is, kan hulle eet. En dit is ons maklik. Daar's net daai een boom wat ons moet uitlos. En is dit nie hoe die mens maar dink nie. Eva gaan loop net daar rondom die boom. Jy sien, Satan werk baie min openlik. Satan kom baie min oor ons pad openlik met die versoekings of die verleidings baie duidelik. Dis wat dit is en dis wat die gevolge vir jou gaan wees. Hy werk nie so, nee. Hy werk deur regerings en organisasies en mense en sisteme. En partykeer werk hy deur emosies en partykeer werk hy deur ons gedagtes en ons behoeftes en partykeer werk hy deur 'n slang. En dis hoekom Paulus gesê, trek die volle wapenrusting van God aan, maak seker dat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel, want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons stryd is teen dit wat onsigbaar is. En ons dink partykeer ons stryd is teen mekaar, of ons stryd is net teen hierdie sigbare sonde. Ons stryd is teen 'n bottel alkohol, of ons stryd is teen 'n dwelmverslawing, of ons stryd is teen dit wat ons op ons rekenaarskerm sien. Ons dink dis ons stryd, maar ons stryd is teen onsigbare dinge eintlik. Dinge wat ons nie hier by ons het nie. Eva was uiteindelik mislei deur hierdie slang. En daar's 'n verskil tussen misleiding en verleiding, né? Iemand wat verlei word, weet hulle word verlei. Hulle weet hulle word op 'n verkeerde pad gevat. Iemand wat mislei word, weet nie. Hulle besef nie wat besig is om te gebeur nie. En Eva is mislei, en ons lees die verhaal. Is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Is dit wat God gesê het? Dis nie wat God gesê het nie. God het gesê, julle mag nie eet van 'n boom nie. Satan kom en hy vra,
Is dit so dat God gesê het, en miskien dink Eva, sy kom tot verdediging van God. En die vrou sê, nee, ons mag van al die vrugte in die boom, van die bome in die tuin mag ons eet. Maar net daai deur wat sy oopmaak om interaksie te hê met die slang, maak al klaar 'n probleem in haar lewe oop. Die vrugte van die bome in die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, nie ander oor nie, anders sal julle sterwe. En toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Nou Adam en Eva loop nie meer vandag hier rond nie. Dit was 'n groot leuen. 'n Leuen wat dieper lê as wat meeste van die Christendom vandag besef. En ons gaan volgende week 'n bietjie dieper daarna kyk. Nou wie was nou reg? God het gesê julle gaan sterf. Die Satan bring 'n teespraak teen wat God gesê het, sê julle sal nie sterf nie. Wie kan sy vertrou en miskien omdat Satan die verwardheid in haar sien oor wat hy nou net vir haar gesê het, voeg hy by, maar God weet dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. En weer eens vertel die Satan 'n baie subtiele leuen. Hy bring 'n tipe van 'n waarheid, maar dis eintlik 'n leuen. Die leuen is dat God wil net nie hê julle moet soos hy wees nie, wat weet wat goed en kwaad is nie. Die waarheid is dat God weet wel wat goed en kwaad is, want hy het dit beleef met oorlog in die hemel. Hy weet wat die gevolge van rebellie en sonde is, en eintlik wil hy nie hê dat julle dit ook moet beleef nie. Hy wil eintlik nie hê dat julle moet weet hoe voel rebellie teen God nie. Maar Satan laat dit klink asof God onregverdig is, of hy iets wat goed en mooi is, terughou van hulle af. En dis om soos God te wees. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van die vrugte en eet en gee aan haar man by haar, en hy het ook geëet. En so gebeur die tragiesste gebeurtenis van die wêreldse geskiedenis. Adam en Eva faal die toets van liefde. Hulle faal die toets wat vrye keuse aan hulle bied. En ons lees hoe hulle bang en skaam en vol skuldgevoelens gaan wegkruip. En hoe hulle plek verloor as heersers oor hierdie aarde. Want dit was nie meer God se beeld wat hier sou heers nie. Dit was nou die beginsels van Satan en sy koninkryk. Hy het hierdie pasgebore wêreld gekaap. En hy eis homself die titel toe prins van die wêreld. Hulle gaan kruip weg en God kom roep na hulle. En hy vra vir hulle, hoekom kruip julle weg? En ons gaan môre aand en veral donderdag aand gaan ons in diepte kyk na die karakterboodskap van God wat roep na die mens. En dit is vir my so mooi dat God nie na daardie eerste sonde, toe hy hulle konfronteer, sy eerste woorde aan hulle was, wat het julle nou aangevang? Kyk wat se slegte mense is julle. Kon julle nie net die een ding wat julle vra nie doen nie? Julle is boos man, julle hoort nie, ek wil niks met julle te doen nie. Ek is dankbaar dat dit nie God se reaksie was nie, maar dat God, toe hy in die aandstilte kom beweeg, hulle uitroep. Dat God se reaksie op 'n verkeerde keuse is om te roep. Kom praat met my liewe. Daar gaan gevolge wees, daar gaan krisisse wees, daar gaan nou chaos in die wêreld losbars oor wat julle gedoen het. Maar kom net hier, saam kan ons dit doen. En Adam antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en ek was bang want ek was naak. En daarom het ek my verberg, daarom het ek gaan wegkry. En Adam wat nog nooit voorheen bang was nie, beleef nou wat sonde doen. Dit maak jou bang. Dit maak jou angstig. Bang vir God. En God antwoord, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?
wat doen Adam? In plaas daarvan dat hy sê, ja Here, ek het opgemors, ek is jammer, sê Adam, dis die vrou wat jy my gegee het, dis haar skuld. Sy het van die boom vir my gegee en ek het toegegeet. Hy pak nie die skuld op Eva, hy pak die skuld op God uiteindelik. Hy sê, dis haar skuld. Die vrou wat jy my gegee het, sy het my laat eet hiervan. Ek dink by myself nogal dat 'n paar uur voor hierdie sou Adam waarskynlik sy lewe gegee het vir Eva, al het hy nie geweet wat dit beteken nie. Maar hoe vinnig verander dit en hy blameer haar. En hy sê dit was haar skuld geweest, dit is God se skuld. En Eva is ook nie minder skuldig hieraan nie, want sy sê, toe God haar vra, wat het jy gedoen? Sy sê, nee, dis die slang wat my bedrieg het, en ek het geëet. Dit laat my nogal dink, weet jy wie van julle onthou die Hansie Cronje saga? Toe hy gekonfronteer is met sy bedrog, nee, dis die duiwel wat my dit laat doen het. Dat is nie ek nie, ons as mense, die eerste reaksie is om nie verantwoordelikheid te vat, wanneer ons 'n gemors van iets gemaak het. Ons eerste reaksie is om die blame game te speel. En dis presies wat hulle doen met die eerste sonde. Eva plaas ook die skuld op God, dis die slang wat hy gemaak het, wat my in die moeilikheid gebring het. En op daardie dag word hulle veroordeel tot die dood. En hulle word bekend gestel aan die dood. En hulle het die geleentheid gehad om 'n ewige lewe te hê, en dit verloor hulle. Onskynlik verloor hulle. Om Adam en Eva te verhinder om van die boom van die lewe te eet, die boom wat se vrugte die bron van die ewige lewe was, skuif God hulle uit die tuinhuis van Eden uit. En hy die mens weggedryf het, Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met 'n swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Dat Adam en Eva nie daar kan kom nie. En weer eens dink ons, dis daar maar lelik van God. Hulle het ons net 'n foutjie gemaak. Die probleem is, sonde is nou in die wêreld bekend gestel. Sonde is nou wat gaan heers in die wêreld. Hierdie is 'n genadedaad van God. Want as hulle toegang het tot die ewige lewe, terwyl hulle in sonde is, terwyl hulle getuister word deur boosheid en die gevolge van sonde, ek wil vir julle sê, so goed as wat die lewe is dit nie iets wat jy en ek vir ewig wil doen, in die toestand wat die wêreld vandag is nie. So gelukkig as wat die lewe ons kan maak, is sonde en die tuistering van sonde en boosheid van so 'n aard, dat ons net soveel daarvan kan verdien. Die duiwel het vir hulle gesê, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar ons lees, so was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar en hy het gesterf. En ons 'n groot verduideliking en studie in gesprek oor hierdie amper 1000 jaar van die eerste mense van die wêreld. Adam het gesterf. En so na Adam het bykans elke persoon, as 1 of 2 uitsonderings in die Bybel, 2 waarvan ek weet, elke persoon wat na Adam gekom het, gesterf. Elke persoon blootgestel aan die realiteit van die dood, want daar was sonde in almal. Te laat het Adam en Eva ontdek dat Satan 'n leenaar is en die vader van die leuns. Dat hulle niks kan glo wat hy sê nie. En vandag beleef ons hoe lyk die wêreld wanneer dit besmet word met die vloek van sonde en boosheid. Vandag beleef ons dit. Vandag sien ons oorlog en ons sien mishandeling en ons sien kinders en ons sien diere wat mishandel word en ons sien hulle wat swakker is, wat gebuk gaan onder die onderdrukking van die sterkes en ons sien hongersnood en ons sien siektes van allerhande soorte wat bestaan en ons sien geweld en misdaad en al hierdie chaos wat hier losgebars het, omdat Satan 'n leenaar is en die vader daarvan. En wie word blameer? Wie is te blameer?
Want die vraag wat die mense hom vra is, gee God nie om vir ons nie? En baie mense verlaat die Christen geloof oor hierdie vraag. As daar soveel boosheid is, kan die God van die Bybel nie waar wees nie. As die Bybel vertel van liefde en van genade en van hierdie mooi God en hierdie God wat die beste vir ons wil hê, maar ons kyk na hierdie wêreld, dan kan dit mos nie wees nie. Het is maklik om God te blameer vir die wêreld se hartseer en verwoesting, maar daar is 'n ander een wat werklik verantwoordelik is vir die chaos op aarde. En dis Satan. Want jy sien die groot stryd tussen goed en kwaad, die groot stryd tussen God en Satan, of terwyl ek hou eerder daarvan om dit te beskryf as die groot stryd wat Satan voer teen God, is nog steeds aan die gang. En dit is hoekom daar boosheid en sonde en lyding sonder ophou op hierdie aarde is. En Jesus ontmasker die duiwel in 'n baie spesifieke gebeurtenis, 'n baie betekenisvolle gebeurtenis in sy bediening hier op aarde. Hy is op die Sabbat in 'n sinagoge en hy sien 'n vrou wat in mekaar getrek is, sy's gebreklik, sy het 'n gebrek aan haar. En onmiddellik kyk die omstanders, wat gaan Jesus nou doen? Want hulle weet dat hy mense gesond maak. So wat gaan hy nou doen, want dit is Sabbat? Gaan hy nou iets met haar doen, en hy maak haar gesond op die Sabbat, en onmiddellik is daar reaksie en konflik. Hoekom doen jy dit? Dis nie geoorloof om te doen nie. Die Sabbat het bladsye en bladsye reëls wat die Jode in Jesus se tyd navolg. Hoekom doen jy dit? Jy's verkeerd. En Jesus se antwoord is, hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, hierdie vrou wat een van ons is wat wie daar gebind? Die Satan 18 jaar lank gebind het. Moes sy nie van hierdie band juis op die Sabbatdag verlos word nie. Wie is die oorsprong van boosheid en siekte en hierdie vrou se kwaal? Dis die Satan. Satan was die skuldige. Nêrens in die Bybel anders is die strategie van Satan duideliker blootgelê as in die boek van Job. En Job is 'n moeilike boek. Ek ontken dit nie. Daar's elemente in Job wat moeilik verstaanbaar is, maar hierdie verhaal, hierdie deel van die Job verhaal maak Satan se plan so duidelik. 'n Mens kan dit nie mis nie. Daar's 'n vergadering van Job, noem hulle die seuns van God, die heersers van die heelal. Vergadering in die hemel. Job kom ook daarin. En die Here vra vir die Satan, waar kom jy vandaan? Maar miskien is dit om vir hom te vra, wat soek jy hier? Of miskien is dit om vir hom te vra, waaroor eis jy heerskappy? Waar is dit waar jy die heerskappy is? Waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here en sê van 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het. Ek het die hele aarde gaan kyk. Ek is die een wat ons nou beheer oor die aarde het. Ek is mos nou die een wat die heerser is oor wat daar aangaan. En God vra vir hom, het jy ag gegee op my knegt Job? As niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Daar is een wat gekies het om my te dien. Daar's een wat sy vrye keuse gebruik ten goeie om die God van die heelal te dien. En Satan sê wel, hoekom nie? Alles wat hy het is, dit is wat God aandoen. Hoekom nie? Jy het hom rykdom en eer gegee. Hoekom sal hy jou nie aanbid nie? En God sê, reg. Alles wat hy het, kan jy mee maak wat jy wil. Kom ons kyk wat doen Job. Maar jy mag nie aan homself raak nie. En ons lees in die verhaal van Job wat gebeur
hoe sy vee gesteel word, hoe sy veewagters vermoor word, hoe die weerlig kom en sy herders en sy skape doodslaan, hoe die Galdeërs kom en sy kamele plunder en uiteindelik die mees hartverskeurendste verhaal in die Job verhaal is hoe al sy kinders sterf op een dag. Hou daai gedagte in die agterkop. En Job se lojaliteit aan God bly onveranderd. Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Die naam van die Here is sy geloof. Selfs Job in sy belewenis hier op aarde het nie 'n volle godsbeskouing van die ontstaan van boosheid nie. En dit is wat vir my so mooi verhaal is van die Bybel, dat die karakters waaroor die Bybel skryf, word nie verduidelik as hierdie perfekte mense wat alles van God 100% reg verstaan en alles weet nie. Want selfs Job dink hierdie kom van die Here af. Alhoewel die verhaal vir ons vertel dit doen nie. En dit wys vir my dat God nie terugstaan en sê, eers wanneer jy perfek weet wie ek is jy welkom by my nie. God sê, wanneer jy by my wil wees, is jy welkom by my. En selfs al verstaan Job nie wat gaan hier aan nie, bly hy lojaal teenoor sy God. Hy vertrou op sy God. En Satan kom terug, hy sê vir die Here, huid vir huid, alles wat iemand het, sal hy gee vir sy eie lewe. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën of vloek, hy sal teen u draai, en die Here sê aan Satan, hy is in jou hand, maar jy mag hom nie doodmaak nie. En wat doen Satan? Die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy, die Satan, het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. Wat vir 'n tipe wese is hierdie? Wat so optree? Maar Job het lojaal gebly aan sy God, want hy het nie gesondig en aan God niks ongeryms toegeskryf nie. Hy het nie gedink God het fouteer nie. Al het hy nie verstaan nie, was hy lojaal aan sy God. Wie was dit wat Job getuister het? Dit was nie God nie, dit was Satan. Hy was die bose een, wie het sy vee laat steel en sy diensknegte vermoor en sy kinders doodgemaak. Dit was Satan. Hy is die skuldige een wat verantwoordelik is vir al die boosheid op aarde. En ons lees aan die einde van die Job verhaal, God gee vir hom alles dubbelvoudig terug en hy die mooiste kinders wat hy daarna kry. En ek wil vir julle sê, ek is dank die Here gespaar om nog nooit 'n kind te verloor het. Maar Job se lyding het nie opgehou toe God hom herstel het nie. Want hy het al sy kinders verloor. En dit moes 'n lewenslange lyding vir hom veroorsaak het. Maar hy het getrou gebly aan God. Ten spyte van die chaos en die seer wat hy beleef het. Hierdie idee dat Satan net 'n myte of net die invloed van boosheid in ons is, dit laat ons onvoorbereid om met hom te handel, wanneer ons dit dink. As ons nie besef dat die bestaan van boosheid is baie werklik hier op hierdie aarde nie, dan gaan ons nie kan teenstand bied teen hierdie boosheid nie. Johannes skryf in Openbaring 12, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. Iemand wat woedend is, saai verwoesting. Iemand wat woedend is, wat met 'n woede in hulle loop, wat met 'n wrok in hulle loop, saai verwoesting. En baie keer teen onskuldige mense in die hoop dat hulle iets of iemand anders gaan bykom. En dis presies wat Satan doen, want Satan se stryd is nie teen jou en my nie. Satan wil ons as pionne gebruik om die Skepper wat ons liefhet seer te maak. 1 Petrus 5 vers 8 waarsku ons, wees nugter en waaksaam,
Wees wakker, wees voorbereid. As 'n Christen wat in hierdie wêreld leef, wees waaksaam. Wat om jou aangaan, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Dit is Satan wat hierdie jaloerse gedagtes van koning Herodes werk in die hoop dat hy die baba Jesus sal doodmaak. Dit is Satan wat Jesus in die woestyn kom aanval wanneer hy al sy kragte verloor het, nadat hy 40 dae lank al vas, en vir hom sê, al hierdie dinge sal ek vir jou gee, as jy net neerval en my aanbid, en Jesus antwoord en sê, gaan weg, Satan. Hy weerstaan die Satan. En hoe weerstaan hy hom? Deur te staan op die woord. En jy en ek mag onsself partykeer in hierdie wêreld bevind, in die moeilikste omstandighede, in die moeilikste situasies, en ons weet nie hoe om uit te kom nie, en miskien lyk die enigste uitweg, om maar saam met Satan te gaan. Maar ons het die woord van God waarop ons kan staan. En ons kan die Satan weerstaan, gebaseer op God se woord. Dis hoekom dit nodig is, dat hierdie boek nie net 'n boek is wat ons, wanneer ons kerk toe gaan, van die rak afhaal. Of wanneer ons gou 2 sekondes het ergens in die dag om net 'n versie te lees. Hierdie boek moet ons kos wees. Dit moet ons voed, dit moet ons toerus, dit moet ons lewe rig en lei, sodat ons teen Satan kan teenstaan, soos Jesus gedoen het. En hy gaan weg daarvan, van Jesus af in die woestyn, en miskien soos 'n verslaane vyand, maar hy is nog nie klaar met Jesus nie. Hy kom terug. Want die kruis moet nog gebeur. Ons gaan donderdag aand. En ek wil vir julle sê, as jy ooit die belangrikste aanbieding, lesing, preek, noem dit wat jy wil, van jou lewe bygewoon het, is dit wat jy donderdag aand sal hoor. Want ons gaan donderdag aand vra, wat is die storie van die kruis? Wat beteken dit? Hoe is dit relevant in my lewe? Hoe is dit prakties in my lewe? Satan sou nog terugkeer na die woestyn ervaring. Hy was nog nie klaar met Jesus nie. Maar daar is een wat hom oorwin het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Sodat hy die dood, deur die dood, hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, die duiwel. Maak nie saak wat op hierdie aarde aangaan nie, maak nie saak wat Satan op hierdie aarde doen, in jou lewe, teen jou, in die wêreld as 'n geheel, maak nie saak wat nie, daar's een wat die mag het om hom tot niet te maak. En daar's 'n vers in die Bybel wat een van daai of mille cliché verse geword het, maar wat so diep boodskap het. Romeine 8 vers 28. Ek hou van hom in die 2020 vertaling van die Bybel. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Daar is niks wat op hierdie aarde aan jou gedoen kan word deur Satan, deur boosheid, deur die duiwel, deur die magte van boosheid wat God nie kan omdraai in iets goeds nie. En ons sien dit by die kruis. Want die slegste, lelikste, booste gebeurtenis op hierdie aarde was die sterwe van Jesus Christus, was die kruis. Dit is die lelikste ding wat Satan kon doen, was om Christus in daardie kruis te laat vasnaal. En soos ek sê, donderdag aand meer detail daaroor, maar dit is ook die mooiste gebeurtenis van hierdie wêreld. Want die verlossingsplan kom tot vervulling wanneer dit gebeur. Wat Satan versleg bewerk, is wat God vat en omdraai en iets moois en iets goeds daaruit bring. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dis nie hy wat alles meewerk vir die goed nie.
Dis nie hy wat dinge laat gebeur, slegte dinge laat gebeur, sodat hy uiteindelik iets goeds daaruit kan laat kom nie. Nee, die sleg is wat Satan doen, maar God sê, maak nie saak wat hy doen nie, ek gaan iets moois daaruit haal. En ek wil vir julle vertel, ons gaan so klein bietjie oor tyd gaan, of so 15 minute, van hoe ek dit in my eie lewe beleef het. In my eie ervaring. In 2014 op 18 April word hierdie seentjie gebore. En sy naam is Ruben Hendrik de Winnaar. Dis ons tweede kind. En hy bring hierdie groot vreugde in ons huis in. En hy's net 'n bonneltjie liefde. Dit is net so lekker om hom te hê. En 3 maande later bevind ons onsself in 'n hospitaal by 'n dokter. En wanneer 'n dokter met jou praat en hy begin huil, dan weet jy, hier is nou groot fout. Want dokters is alles gewoond. En die dokter sê vir ons, sy woorde, ek is so jammer, maar julle kind het kanker. En so begin ons pad met Ruben en met kanker. En hy word gediagnoseer met wat genoem word 'n tenoblastoma. Daar op die skerm kan jy die letsel sien. Dit is 'n baie rare oogkanker wat in die oog plaasvind. En al daai wat kringe om het, dit is tumore, dit is kanker in sy oog. En ons ontmoet baie kinders wat dieselfde siekte het in die hospitaal. En sonder uitsonderings het elke een van daai kinders ten minste een oog verloor. Party van hulle is blind, party het een oog verloor. Sonder uitsondering. Was nie een wat ons ontmoet het wat al 2 oë het nie. En ons pad begin met die behandelings van hierdie kanker. En dit is 'n lang en 'n moeilike pad vir 'n gesin om te loop. En Ruben kry op die ouderdom van 4 maande kry hy vir die eerste keer chemoterapie en met alles wat daarmee saamgaan. En hulle begin baie meer lokale behandelings doen. Hulle behandel die kanker met droë ys en met laser en hulle doen allerhande goed in sy oogies om die kanker te probeer afweer. Hulle doen implantings van radioaktiewe materiaal agter sy oog. Hulle doen chemo-inspuitings binne in sy oog. Allerhande goed wat hulle met hierdie kind doen. Ons het opgehou tel hier oor die 100 narkoses wat ons opgehou tel. Ons weet nie, ek weet nie hoeveel narkoses wat hy gehad het. En ons is 'n familie gaan deur die vrae van die hoekoms en die waaroms. Ons probeer verstaan. Want jy sien, dit is een ding om die lyding van 'n volwasse persoon te rasionaliseer. Maar wanneer 'n babietjie seer en deur siekte gaan, hoe verduidelik jy dit? Wat het jy om te sê? En intussen is daar 'n ou boet wat nie altyd so lief is vir sy kleinboet nie, maar daar nog baie is. Intussen is daar 'n ou boet hier en elke aand is die gebedjie, maak asseblief my boetie gesond. En ons stap hierdie pad van hospitaal tot hospitaal, dokter tot dokter, honderde kere. Operasies en implantings. En steeds bly die gebedjie elke aand, maak asseblief my boetie gesond. En vir 6 jaar lank is dit die pad wat ons met Ruben loop. Vir 6 jaar lank is dit hoe die duiwel hom tuister. En ons tuister. En ek is vas oortuig, soos wat u vandag hier sit, dat u eie ervaring wat u kan deel met Satan se tuistering in jou lewe. Want daar's niemand wat gevrywaar is teen lyding en trauma en seer kry
en die chaos wat Satan kom losmaak het op hierdie aarde nie. Niemand is gevrywaar nie. En ons is dankbaar. Want op die ouderdom van 7 jaar het Ruben uiteindelik in remissie ingegaan. En vandag is hy 'n 11-jarige seentjie, iemand wat die grootste passie vir die lewe het wat ek ken. En ons is dankbaar dat ons kind gesond is en dat hy altyd sy oë het. Enigste kind waarvan ek weet wat bilaterale retinoblastoom gehad het en altyd sy oë, wat nog steeds altyd sy oë het. En die Here was goed vir ons en ons is dankbaar en hy sien goed en die Here was so goed vir ons, maar ek weet dat hier vanaand iemand sit wat terugkyk na hulle seer toe en sê, maar Here, jy het nie vir my so uitkoms gegee nie. Ek weet dat hier vanaand mense sit wat sê, maar Here, jy het nie my gebede beantwoord nie. En ek het nie die antwoorde op daai vrae nie. Wat ek wel weet is dat dit wat met jou gebeur het, nie van God af gekom het nie. Dat dit die werk van Satan en die bose een was. En dat hy nog steeds vir die heelal demonstreer hoe dit sou lyk as hy die heelal regeer het. Soos wat dit tans op hierdie aarde lyk. En ons beleef natuurrampe en misdaad en siektes en pyn en angs en mishandeling en alles wat sleg en lelik is. Maar dis nie die dade van God nie, dis die werk van die bose een. Ek wil vir u sê, daar's goeie nuus in hierdie hele verhaal. En dit is waarmee ek vanaand wil begin afsluit. Daar's goeie nuus in hierdie verhaal van 'n planeet wat deur Satan gekaap is. En die goeie nuus gaan terug na Jesegiel 28. Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o Gerub wat beskik. Ek het 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan, dit het jou verteer. Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. God beloof in Jesegiel 28 dat hierdie bron van boosheid, hierdie Satan, hierdie Lucifer, hierdie draak, hierdie slang nie vir altyd sal heers nie. Dat sy heerskappy tot 'n einde sal kom. En dat sonde en lyding ergens vir ewig verby sal wees. Want die Bybel maak die belofte dat Jesus weer terugkom. En ek wil vir julle sê, volgende keer wanneer hy kom hy nie as daai eenvoudige Galileër nie. Hy kom nie as 'n hulpelose baba wat afhanklik is van ander nie. Hy kom terug. Nie om aan 'n kruis te kom hang en gespot en gespoeg te word nie. Hy kom terug as die koning van die konings, die koning van die heelal. Die een wat red uit boosheid en sonde en lyding uit. Die vraag wat jy vandag gevra word, is dieselfde vraag waarmee Eva gekonfronteer was. Wie gaan jy glo? Wie gaan jy glo wat die beste van jou lewe is? Want in effek is dit wat sonde is. Sonde is, ek vertrou nie dat God weet wat die beste is vir my nie. Dit wat ek dink, dit wat ek wil doen, dit wat ek voel die beste vir my gaan wees, dis wat ek gaan doen. Terwyl God sê, ek weet wat die beste is vir jou. Al maak dit nie vir jou sin nie, kies dit wat ek vir jou sê. As jy vanaand hier sit met jou eie seer, oor dit wat sonde op hierdie wêreld kom doen het. En partykeer is dit jou eie sonde en jy moet die gevolge daarvan dra. Partykeer is dit die sondes van ander en jy moet ook die gevolge daarvan dra. En partykeer is dit net omdat sonde hier op aarde bestaan. Dat ons seer het. Maar as jy hier sit en jy is getuister deur sonde en die bestaan van sonde, is daar 'n belofte in God se woord. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie.
daar is 'n plek wat veilig is vir jou. Ons 'n plek waar selfs in die seer en in die trauma en in die chaos van hierdie wêreld 'n veilige hawe is. En dit is in jou verhouding met hierdie God wat liefde is en wat die beste vir jou wil hê. Ek nooi jou uit om môre aan te kom luister hoe hierdie probleem van sonde opgelos word. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, dankie vir die ongelooflike geskenk van u woord. Dankie dat ons dit kan lees, dankie dat u dit voorsien het in ons eie taal. Dankie dat ons dit kan verstaan. Dankie vir 'n opvoeding wat ons kon hê om te kan lees. Dankie dat ons u woord kan inneem en ons eie maak. Dankie dat u uself vir ons sigbaar maak in u woord. Dankie ook dat u vir ons die vyand uitwys in u woord. En dat ons nie hoef rond te tas in die duisternis van hierdie sondige wêreld onseker waaroor dit gaan nie, maar dat ons kan weet dat daar 'n bose een is wat 'n groot stryd voer teen u. Dankie dat ons die uiteinde van die verhaal hierin kan lees en ons het gisteraand gesien dat u 'n God is wat die toekoms vir ons vertel en wat wys dat daardie toekoms wel gebeur soos u dit vertel het. En as u beloof dat u hierdie bose een gaan uitwis, dankie dat ons op u kan vertrou dat u dit gaan doen. Maar my Here, terwyl ons hier op hierdie aarde is, die afwagting, die hoop het op 'n beter toekoms, weet ons dat ons nou in die hier en in die nou getuister word deur Satan. Getuister word deur versoekings om teen u op te tree. Getuister word met versoekings om sonde te doen, maar ook getuister word deur die gevolge van sonde, deur siekte en boosheid en aanvalle op ons. Dankie dat ons kan weet dat maak nie saak wat hierdie bose ex-engel aan ons wil doen, dat ons 'n God het wat met liefdevolle arms oop staan en sê, almal wat na my toe kom sal ek nooit ooit wegjaag nie. Dankie dat daar ook plek is vir my wanneer u arms oopmaak. Dankie dat ek kan weet dat u die God is wat die beste vir my wil laat gebeur. En dat u selfs die lelik wat in hierdie lewe met my gebeur kan omdraai en iets moois daarvan maak. En nou is my gebed, Here, dat wanneer ons hier weggaan, ons sal weggaan met 'n vaste vertroue dat u die God is wat ons wil hê. Beskerm ons asseblief teen die aanslag van hierdie bose een. Hy hou nie van wat ons vanaand gesê het van hom nie. Hy hou nie van dit wat hy gehoor het ons praat nie. Hy hou nie daarvan dat ons van die goedheid en die liefde praat nie. Beskerm ons asseblief, totdat ons mekaar môre aand weer hier sien. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.